Here, dankie dat ons U naam kan groot maak vandag. Dankie dat ons, Here, net so in ons gebrokenheid kan weet dat die groot God van hemel en aarde vandag hier by ons is. En help ons om op dit gefokus te bly, Here. Dankie dat ons 'n oomblik so in die teenwoordigheid mag spandeer. En help ons, Here, om nooit dit as vanselfsprekend te neem nie. Mag ons vandag, Here, regtig U nabyheid beleef, ook deur hierdie preek, ook wanneer ons by hierdie gebou uitstap vandag. En U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding. Ons eer die Here. Amen. Erfdelers, ek glo daar is 'n sin wat regtig jou lewe kan verander. Kan ek dit weer sê? Ek glo daar is 'n sin wat regtig vandag jou lewe kan verander. Daardie sin is kort, bestaan uit 3 woorde. Hierdie sin klink baie eenvoudig, maar dit is eintlik 'n baie komplekse reis waarop ek en jy gaan. Die ergste van alles is, die sin wat jou lewe kan verander, gaan nie eers eintlik oor jou nie. Dit gaan eintlik oor iemand anders. So is jy reg daarvoor? Is jy reg vir hierdie sin wat vandag jou lewe gaan verander? Daardie sin is God is hier. Het jy dit gevoel? Die rillings oor jou liggaam? Het jy gevoel hoe jou hart vinniger begin klop? Het jy gevoel hoe verander jou lewe? Nee. Want dit is net 'n sin. Maar dis wat ons dink. Want dieper lê daar soveel meer. En vandag se boodskap is regtig iets wat die Here die laaste tyd so ernstig op my hart lê. Want ons kan so maklik al hierdie mooi goed sê, maar die Here is hier. Ons het Paasnaweek gesê, maar die Here is naby ons. En ek het die hele tyd myself gevra, weet ons regtig ten diepste wat beteken hierdie 3 woorde? God is hier. En my hart is dat regtig jou lewe vandag sal verander. Want as jy 'n stukkie daarvan begryp, kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Maak nie saak hoe ver jy in hierdie geestelike reis is nie. Maak nie saak hoe goed jy dink jou verhouding met die Here is nie. As jy 'n klein stukkie hiervan begryp, kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Jesus kom in Johannes 10 vers 10 en dan sê hy, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. En as ek hierdie verstaan dat God hier is, dat God by my is, dan het ek lewe in oorvloed. Die probleem is dat 'n klomp Christene hierdie sin verkeerd verstaan, verkeerd interpreteer. En as ons dit doen, kan ons nooit hierdie oorvloed beleef
waarvan Jesus praat. En daarom wil ek begin om te sê, hoe lyk hierdie verskillende maniere waarop ek en jy hierdie 3 woorde kan verstaan vandag? En die eerste manier is om te sê, God is hier. Ek weet nie van jou nie, maar dis vir my verskriklik as iemand God met 'n klein letter G spel. Kan ek gou sien nog mense wat so voel? Dit voel asof dit die grootste sonde op aarde is. Al is dit oor 'n ander God, al praat daar in die Bybel van 'n ander God, al praat of skryf mense van ander gode, dit voel vir my dit maak nie saak nie. Daar moet 'n hoofletter wees. Dis nie reg nie, nê. Weet julle wat is die hartseerste van alles? Ons het 'n probleem daarmee om God so te skryf, maar ons het nie 'n probleem daarmee om God so te beleef nie. Jy sien, want 'n klomp van ons beleef die Here as iets vaag. Een of ander hoër mag, die rede vir die skepping, dalk die rede vir ons bestaan. Ons beleef en glo in die God dalk van die Bybel, maar God is eintlik hierdie misterieuse figuur. Iemand ver. Iemand wat nie regtig betrokke is in my daaglikse lewe nie. God is hierdie energie of krag wat ergens daar buite is. Wat nie regtig betrokke is in my lewe nie. En nou kan jy vir my sê, Leroy, nee, dis nie wat ek van God glo nie. Ek wil regtig vir jou vra om 'n oomblik eerlik met jouself te wees, eerlik te sit daar waar jy is en te dink, hoe beleef ek God regtig? Nie die kerk antwoord nie. Wat is dit wat hier binne my is wanneer ek dink aan God? Want as 'n klomp van ons baie eerlik gaan wees vandag, is dit hoe ons God beleef. Hy is die God van die Bybel, hy is die skepper dalk, maar dis eintlik waar dit ophou. Want ek en jy begin hierdie tipe gewoonte kry van wie God is. En ek praat nie van gewoonte soos iets wat vir jou kosbaar is nie. Ek praat van die tipe gewoonte van as ek vandag vir jou sê, God is hier, dan doen dit eintlik niks hier nie. Want ek het gewoond geraak daaraan. Of ek voel of beleef nie regtig nie. Jy sien, hier verstaan ek van God. Hier ken ek God. Ek het groot geword in hierdie Christelike mooi huis, ek is kinderkerk toe, ek is deur dit als God leef hier en ek verstaan, maar hier is God eintlik maar net nog 'n God. Die een waaraan ek net glo. Sien, ons praat dalk oor hom, ons sing dalk oor hom. Dit gebeur in die kerk, nee, ons gebruik al die mooi woorde. God is almagtig, hy's alwetend, hy's heilig. Maar op die ou ende bly dit net woorde. Dit doen nie iets hier nie. En die hartseer is wanneer ons net dit oor God dink, dan verloor ons die krag en die opwinding en die wonder van wie God regtig is. Om dit prakties vir jou te verduidelik, het ek 'n klomp van hierdie Christelike tieners gevra. Wat sal een ding wees wat hierdie jaar die beste jaar van jou lewe maak? En hulle die antwoorde gegee wat ek dink ons almal verwag. Hierdie sal die beste jaar van my lewe maak as ek een of ander sportprestasie behaal. Of akademiese prestasie. Of universiteitstoelating kry. Of goeie punte. Wanneer ek in sekere areas suksesvol is. Dit sal hierdie jaar die beste jaar maak. En weet julle wat is vir my so hartseer? Is dat nie een gesê het of genoem het oor die Here nie.
En nou is dit maklik om te dink, ja, maar dis tieners. Ek wil vir jou daai selfde vraag vra. Wat sal hierdie jaar vir jou die beste jaar van jou lewe maak? En 'n klomp van ons antwoorde gaan oor of finansiële stabiliteit, of goeie verhoudings, of werk, of aftree, of wat ook al dit mag wees. Ek wonder hoeveel van ons sal eerlik enigiets oor die Here kan sê. Want ten diepste is die probleem dat ons nie glo dat God die bron is van vreugde nie, want God is God. Nie die lewende, almagtige, groot God nie. Ons vergeet, as gevolg van werk, as gevolg van verantwoordelikhede, as gevolg van stres, as gevolg van 'n klomp goed, vergeet ons hoe groot en werklik God eintlik is. Jy sien, ons skuif ons fokus na dit wat elke dag voor ons lê en God word net iets op die agtergrond. Iets waarvan ons eintlik vergeet. Ek wil hê jy moet 'n oomblik jou voorstel, hoeveel anders jou lewe sal lyk, as God werklik vir jou reël word. Ek wil hê jy moet jou voorstel hoe jou lewe sal lyk, as hy die mooiste, die sterkste, die werklikste, die mees liefdevolle werklikheid is wat jy ken. Dat alles wat goed in jou lewe is, jou eintlik net herinner daaraan dat God selfs beter as dit is. Stel jou voor, jou hart beleef hierdie God waarvan ons sing, waarvan ons lees en praat. Dan sal jou lewe baie anders lyk. Ook jou uitdagings, jou toekoms, jou omstandighede. Wat sal gebeur as iets baie eenvoudig, maar baie diep in jou lewe gebeur, dat God weer jou God word? Die hoofletter 1. Soos ek sê, God is hier, kan 'n klomp van ons beleef, dis daardie God. Die tweede ding, hoe 'n klomp van ons hierdie sin verkeerd verstaan, is dat ons sê, maar God sal hier wees. Ons dink God se teenwoordigheid gaan eendag kom, in plaas daarvan om te beleef en te ervaar dat dit nou reeds 'n werklikheid is. Dit gebeur so maklik, en baie keer dat ons dit nie eens opmerk nie. Dat sonder dat ons dit eintlik bedoel, leef ons asof God eers relevant is vir die toekoms. Ons vergeet dat God nou reeds betrokke is, naby is. En hierdie manier van dink steel so kosbare deel van ons geloof, want ons sê ons geloof is eers vir eendag. Ek kan dit die meeste agterkom in gesprekke wat ek met mense het. As ek vir mense vra, wat beteken jou geloof vir jou? Of as ek vir mense vra, hoekom dien jy die Here? En ek wil jy met 'n oomblik daaraan dink, en vir jouself sê, hoekom dien jy die Here? Weet jy wat die groot meerderheid se antwoord? Sodat ek hemel toe kan gaan. As ek in begrafnisse met mense sit in die gesprek voor 'n begrafnis, dan is dit die grootste ding wat ek beleef, is dat mense dink, ek moet eers doodgaan voor ek by God kan wees. En as jy God net dien om hemel toe te gaan, en nie besef dat God nou reeds by jou is nie, mis jy so baie. Dit maak my so hartseer dat dit die manier is hoe ons praat. Dat ek die meeste uitsien vir die hemel om by God te wees. Maar hy is dan nou reeds hier. En as jy net dink God sal eendag hier wees,
Beteken dit dat die Here nou niks vir jou doen nie? Beteken dit dat hy nou net afwesig is? Wanneer ons net dink, ek sal by God wees wanneer ek hemel toe gaan, dan mis ek die wonder dat hy nou by my is. En nie die mooi stukkie van die Here nie. Efesiërs 3 vers 19 sê, en mag julle, elkeen wat ook hier sit, gevul word met die volheid van wie God is. Nie 'n klein stukkie nie. Die volheid van wie God is, jy kan nou reeds gevul word daarmee. Jeremia 29:13 sê dat as ons God soek, sal ons hom vind. En in dit lê 'n uitnodiging om te sê, soek nou reeds God. Want jy sal hom nou reeds kan vind. En as ek en jy regtig ten diepste hierdie verstaan dat God nou reeds hier is, nie dat hy maar net hier sal wees nie, dan verander dit die manier hoe ek en jy na die gebroke wêreld rondom ons kyk. Ja, ons beleef pyn en gebrokenheid. Daar's 'n klomp goed wat ons nie verstaan nie. Daar's siekte, daar's verlies, daar's hartseer, daar's spanning, daar's 'n klomp goed. Maar te midde van hierdie gebrokenheid waarin ons leef, is daar iets wat vir my en jou beskikbaar is. Vandag, nou. Die volheid van God. Binne in dit. Die volheid van wie God is. En as hy daar is, bring hy iets wat ek en jy nie self kan bewerkstellig nie. Dan bring hy vrede. Binne-in hierdie gebrokenheid van ons elke dag se lewe. Daar is God. Dan besef ons, weet jy wat, ek en jy is nie net op pad na God toe nie. Hy stap nou reeds saam met my. Hy is nou reeds by my. Ons geloof word nie die hoop vir een dag nie. Ons geloof word die hoop vir elke dag. Vandag, nou. So ons kan dink God met 'n klein letter is hier. Hierdie misterieuse figuur waarvan ons nie eintlik iets weet of voel of beleef nie. Ons kan dink God sal maar eendag hier wees, of eendag as ek doodgaan. Of ons kan baie maklik dink, maar God is daar. God is nie hier nie, hy is daar. Hy is teenwoordig, maar dit is net by sekere plekke, of dalk nog meer net by sekere mense. Ja, ons dink God is naby aan die goeie, die sterk en die heilige mense. Daai geestelike mense nie, soos ons hulle baie graag noem. God is by hulle, maar hy kan nie regtig by my wees nie. En dis 'n gedagte wat baie stil in ons kop inkruip. Voor ons onsself bevind en kry is ons op 'n plek waar ons glo dat ek en jy uitgesluit word van God se nabyheid. Ek wil vandag vir jou sê, ons almal maak daagliks foute. En raai wat, jy gaan nog baie foute maak. En dis baie keer hierdie foute wat veroorsaak dat ons voel ons nie naby God kan wees nie. Ek moes mos nou al hierdie goed uitgesort gehad het teen hierdie tyd. Ons dink dan God se standaard vir sy nabyheid baie hoog is. En as jy eerlik is, dink ek elkeen van ons het al iewers op 'n stadium gevoel dat dit wat ek gedoen het, dalk nog steeds doen, kan God regtig by my wees. Die goed wat ek sê, die goed wat ek, die verkeerde keuses wat ek maak, die mislukkings, dit wat ek doen, dit wat ek nie doen nie, het God nie dalk so 'n bietjie teruggestaan van my af nie. God is daar, by daai mense, daai heilige mense. Ja, dis waar, God haat sonde.
100%. Maar hy is so lief vir sondaars. Vir jou. Hy is 'n Vader wat nader kom, al draai ons rug. Hy is 'n Vader wat wag dat die verlore seun huis toe kom en vir hom 'n feesmaal voorberei. Hy is die God wat sê in Hebreërs 4 vers 16, kom met volle vrymoedigheid na die troon, hoor jy, van 'n genadige God. En ek vra vir myself, as ek en jy regtig kan glo dat God nie net daar is nie, maar dat God by my is, hoeveel sal dit in jou lewe nie verander nie? Dat jy kan besef, jy kan ophou weggryp, jy kan nader kom in jou gebrokenheid. En ons begin dan verstaan dat God ons liefhet, nie omdat ek en jy reg lewe nie, maar omdat hy God is. En omdat hy ons liefhet, nooi hy ons uit en dan begin ons lewe verander. God is nie net daar nie, hy is hier. En omdat hy hier is sy liefde hier, sy genade, sy aanvaarding, sy teenwoordigheid. God is hier. So ek wil vir jou vra om nie net maar hier te sit en weer huis toe te gaan, dieselfde nie. Ek wil hê met 'n oomblik die eerlikste wees met jouself as wat jy in 'n baie lang tyd was. En ek wil vir jou vra, as jy aan God dink jy aan God as kleinletter God? Iemand wat ek nie regtig beleef nie. Eintlik jaloers is op mense wat God ervaar en beleef. Jaloers is op mense wat praat van sy liefde, sy teenwoordigheid. Want wat ek van God ken is net hier. Of glo jy God sal nog hier wees? Eendag as ek hemel toe gaan, sal ek by hom wees. Vir nou neek ek maar net aan op aarde. Want dit gaan eendag beter word. Hoe hartseer is dit nie? Ek sien net uit vir die hemel omdat dit eendag beter gaan wees. God is nou hier, of glo jy hy sal eendag hier wees? Of glo jy, maar God is daar, net by die heiliges, die goeies? Of glo jy vandag, soos Asaf, Psalm 73, God is hier? Asaf skryf hierdie psalm en hoekom dit vir my so 'n goeie psalm is omdat hy sê, weet jy wat? Hy is rou eerlik. Dit is een van die eerlikste psalms in die Bybel. Hy probeer nie klink soos 'n ou wat als uitgesort het nie. Hy probeer nie wegkruip agter mooi geestelike woorde nie. Hy beskryf sy worsteling, sy pyn, sy woede, sy verwarring, sy jaloesie. Asaf kyk na mense wat nie die Here dien nie. Hy kyk na mense wat hulle eie pad loop en niks met die Here of die kerk of enigiets te doen wil hê nie. En dan sê hy, weet jy wat? Dit lyk nogal of daai ouens se lewe baie maklik is. Hulle lewe is vol. Daai ouens wat nie die Here dien nie, hulle beleef sukses baie meer as wat ek doen. Hoe kan die Here so werk? Hy gee vir mense wat niks met hom te doen wil hê nie, alles. En ek moet maar net aansukkel. Hy skryf in Psalm 73 vers 12. Kyk, so is die goddelose mense. Daai goddelose ouens, hulle is altyd sorgvry, besig om net hulle rykdom te vermeerder. En dan beskryf Asaf hoe hy in sy moeilike omstandighede getrou probeer bly, reg probeer leef, en tog beleef hy swaar kry. En hierdie goed, sê hy, maak hom bitter, en dit maak hom kwaad. Hy beskryf in Psalm 73 vers 21, ek was verbitterd in my hart. Hy sê, toe ek hierdie goed sien, was ek verskeer in my binneste. En wel dan, as jy nog nooit so gevoel het nie.
Maar as ek en jy rondloop elke dag en ons sien mense wat niks met die Here te doen wil hê nie, en hulle floreer, dan voel dit so 'n bietjie asof ons ook verbitterd raak in ons hart. Hoe kan hierdie mense wat verkeerd doen, floreer, en ek moet maar sukkel en swaar kry? En dan kom daar 'n draaipunt in Asaf se lewe, 'n verandering. En hierdie verandering het nie gekom toe sy lewe skielik beter is nie. Die verandering in Asaf se lewe het nie gekom toe sy omstandighede beter raak of toe hy skielik 'n klomp antwoorde kry nie. Sy verandering het gekom as gevolg van een rede. Hy het weer sy oë op God gerig. Dit sê in Psalm 73:17, totdat ek ingegaan het. Die verandering kom totdat ek ingegaan het in die heiligdom van God. Toe ek weer vir 'n slag voor God gaan staan, na hom kyk, hom beleef, ernstig oor die Here is, toe kom daar verandering in my lewe. Toe kan Asaf erken, maar hy het eintlik perspektief verloor. Hy het verkeerd begin kyk na sy lewe. Hy beskryf dit soos volg, nog harde woorde. Hy sê oor homself, in vers 22, ek was baie dom, net soos 'n dier sonder verstand. Hy sê ek het onnosel gedra voor die Here. As ek hierdie goed sê en die manier hoe ek gevoel het en gereageer het, toe ek vir 'n slag net weer voor God kom, het ek besef hoe dom ek eintlik is. Want hy het besef, dis nie waaroor dit gaan nie. Sy woorde wat my hart diep getref het, is vers 25 wat sê, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Kan jy dieselfde sê? Niks. En hy gebruik eers hierdie beeld van die hemel, nê. Dit is vir my so goed dat hy sê, in die hemel is daar niks wat vir my meer beteken as U nie. Want wanneer ek en jy aan die hemel dink, kan ons eerlik wees om te sê, ons dink aan die strate van goud, ons dink aan die rus, die vrede, ons dink aan ons geliefdes, ons dink aan die afwesigheid van pyn en trane en swaar kry. Alles goeie, mooi goed, maar as jy aan die hemel dink jy regtig aan God? Is dit vir jou die belangrikste oor die hemel? Want Asaf sê, dis vir hom wat die hemel maak. God. Sy teenwoordigheid. En ek wonder as ons vir mekaar moet sê wat die ding is van die hemel waaraan jy werklik verlang. Hoekom jy uitsien na die hemel? Hoekom jy wil hê Jesus moet ons kom haal? As ek vir jou moet vra, hoekom wil jy so graag hê Jesus moet weer kom? Waarborg ek vir jou, klomp van ons se antwoord gaan wees, ek is moeg vir die swaar kry. Maar waar's God dan in hierdie prentjie? Want sien, as ons dood eerlik met mekaar is, dan soek ons baie keer die dinge wat God kan gee, meer as wat ons hom soek. God moet net kom dat hierdie wêreld nou net kan beter raak. Asaf sê, as ek aan die hemel dink, is daar niks wat so great is van die hemel, behalwe U nie. Dan stop hy nie en sê, weet jy wat, dieselfde as dit kom by die aarde. Want op aarde soek ek en jy 'n klomp goed, ons soek liefde en sekuriteit en gesondheid en erkenning en sukses, finansiële stabiliteit, ek kan aangaan, ons soek goed wat kan breek en ophou, goed waarmee ons nooit tevrede sal wees. Asaf sê, niks op hierdie aarde is vir my so belangrik soos U nie. Niks. Hy gaan verder, dan sê hy, maar wat my betref, in die hemel en op aarde, wat my betref,
Die nabyheid van God is vir my goed. Hy sê in die Nuwe Lewende Vertaling, maar wat my betref, is dit vir my goed. Daardie woordjie goed is wonderlik, en ek kan nou net die Engels gebruik, out of this world, om naby God te wees. Dis wat vir my goed is. Dit klink soos eenvoudige woorde, maar ek bid erfdelers. Ek bid so in my diepste van my wese, dat jy, soos Asaf sal sê, weet jy wat, die beste ding vir my, die belangrikste ding vir my, is die nabyheid van God. Nou vandag. Meer as al hierdie begeertes wat ek het op aarde, meer as alles waarna ek verlang, voorwens en begeer, is dit vir my die belangrikste. Die nabyheid van God. Handelinge 17:27, wat sê dat God nie ver is van enige van ons nie. As ons hom soek, sal ons hom vind. Vandag, nou, hier. God is hier. Die God was nie net daar vir mense in die Bybel nie. Hy sal nie net daar wees wanneer jy eendag sterf nie. God is nie net in groot kerkdienste, of vrouekampe, of spesiale oomblikke, of geestelike hoogtepunte nie. God is hier nou, in hierdie oomblik. God is hier in jou kombuis, in jou kamer, in elke gewone dag. God is hier in ons brose lewe. En as ek en jy 'n oomblik vandag sal stil staan, om regtig te besef wat dit beteken, kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Moet dit jou asem wegslaan. Ons praat nie net van enige God se teenwoordigheid nie. Ons praat vandag van die God van hemel en aarde. Die God wat 'n sterre geskep het met 'n woord, wat berge gevorm het. Ons praat van die God, die almagtige, heilige, ewige God. Hy is hier. Weet jy wat beteken dit? Hy is hier. En as ons dit besef vandag, word gebed vir ons meer as net 'n godsdienstige plig. Word aanbidding vir my en jou meer as net liedjies wat ons sing. As ons vandag ten volle sal bewus word van hierdie groote God se teenwoordigheid in my lewe, dan kan ek nie anders as soos Dawid om te sê, Here, wat is die mens? Wat is die mens? Dat jy aan hom dink. Die mensekind dat jy hom besoek. Dat hy teenwoordig is in sy lewe. Weet jy wat so 'n onbeskryflike voorreg het ek en jy om te kan sê, God is by jou. Mag jy vandag weet. En môre, nou as jy uitstap, as jy in jou kar klim, as jy by die huis kom, God is hier. As ons aan tafel gaan sit, God is hier. Mag dit jou lewe verander. Mag jy bewus word van die werklikheid van 'n God wat teenwoordig is. Here, ek vat dit nie ligtelik op vandag dat ek hierdie woord Here, Vader, vriend kan sê nie. Want ek weet die laaste tyd, Here, is U besig om in my hart te werk, om hierdie werklikheid te kan besef, dat as ek vandag praat ek met die God van hemel en aarde, wat so groot en almagtig is, maar tog so lief is vir my.
My hart vandag is net, Here, dat elke lidmaat van hierdie gemeente, elke besoeker vandag, dat hulle diep bewus sal raak van die teenwoordigheid. Ek bid vir mense wat hier sit, wat dalk nog nooit eers die teenwoordigheid beleef het nie. Ek bid, Here, dat U dit sal oorvloei in hulle lewe. Dat dit tasbaar sal raak. Want U het lankal, Here, ons eerste lief gehad. U het lankal na ons toe gekom. Help ons om te besef wie is hier. Nou. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en ontvang ons net die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die nabyheid van God elke oomblik by jou wees. Mag jy dit ervaar en beleef, mag dit jou lewe verander. Amen.